Broers en susters, baie welkom by en vriende by hierdie herinneringsdiens van Henty Spangenberg. Hy was 'n vriend vir baie van ons. Meeste van ons is 'n gemeentelid gewees. And we're also thankful for some of his work colleagues that are here. I just want to, before we continue, make sure that you can hear the translation. Are you fine? We are 3 of them. Yes, are you? Okay. But you listen, maar julle kan ons Afrikaans praat? Ja. Nee, ons het al die vreemdelinge uit ons geaanvaar, gaan dan nie kan Afrikaans praat, maar ons baie lekker dat julle is. Dank dat julle gekom het. Hierdie is altyd vir die familie geweldig belangrik. Vir Hanlie en vir Janie en vir Lea, as deel van die katarsis en die groet. Nou, ek moet sê, dis die derde funksie wat julle nou eintlik al het. Die verrassingsdiens het Woensdag, of die verrassing was Woensdag, en toe is het Vrydag het julle gehad by die werk, en dan vandag is het saam met ons. Baie welkom vir julle ook. Die verloop van ons diens gaan so wees, net om julle voor die tyd te sê, daar is die aansteek van die 3 kerse, wat hulle as 'n simbool daarvan dat Henty eintlik ewig voorleef ook in hulle gedagtes, maar ook dat hy by die Vader en by die Seun en by die Heilige Gees nou voortleef. So is 'n dubbele betekenis. Daarna gaan ek vir ons 'n gebed doen namens julle. Dan gaan ons kyk na Henty se blomme lewe. Sien, dis baie mooi blomme. Ek staan ook by die pad uit daarvan. Dan gaan ons luister na huldeblyke van sy vriende en familie. Dit is baie mooi gewees, of gaan mooi wees, so 15 minute. Dan gaan ons bietjie na 'n fotoalbum kyk. Ek dink Lea, dis jy wat dit gemaak het. Bietjie van Henty, die mens wat hy was. En dan sal Hanlie vir ons die dankwoord spreek, en ons gaan onze Vader saam sing, wat sy gunsteling gebed was. En Ina Marie was altyd die violis uit, al gesê die woorde spring so uit die viool uit. En dan gaan ons julle geleentheid gee om afskeid te neem. So julle gaan die kant omstap, ek sal net verduidelik, jou kersie aansteek, en jou tyd by ons spandeer. En dan gaan julle uitstap, ons sal dat Hanlie en Janie en Lea agter gaan staan, dat julle rustig by julle kan verbystap en ook vir hulle julle liefde gee. So dis hoe ons dag gaan loop. So ons gaan begin met die aansteek van die kerse. So ek vra dat julle kerse asseblief sal aansteek. Ons is nou hier waar geen kers mag brand en geen dier mag wees nie, so ons het hier die kersies. So as julle vir hom gaan neersit asseblief. Jesus het vir sy vriendin, die sussie van Martha gesê, die sussie van Lazarus, haar naam was Martha, ek is die opstanding in die lewe, wie in my glo sal lewe, al sterwe hy ook. En dit is wat ons geloof so wonderlik maak, is Jesus het opgestaan, en daarmee het hy ook vir ons die ketTINGS van die dood vir ewig gebreek, en Paulus sê, die Bybel sê, as ons aan hom glo, dat hy die Here is, en dat hy opgestaan het, dan sal ons saam met hom opstaan, en dis wat ons weet waar Henty vandag is. Ek wil julle saam met my bid. Vader, dankie vir die lewe en die ewige lewe wat U aan Henty gegee het. Ons het in Henty U beeld van liefde en omgee gesien en ervaar. Elke keer as ons by hom was. 'n diep goddelike liefde vir U. Vir Hanlie, vir Janie en vir Lea. Maar ook vir ons as sy medemense, sy vriende en sy werksmense om hom. En 'n liefde vir die lewe. Het is moeilik om te sê wat sy voorkeur was, maar dis golf en visvang en 4x4 wees, ry en braai en ook bid. Jesus, U was die Adonai in Henty se lewe. Jesus, U voorbeeld en commitment om noukeurig, volledig en vreugdevol te werk, het aan Henty afgesmeer. Werk was vir Henty koninkryksbou. Hier op aarde, net soos in die hemel. Heilige Gees, tot op die einde van sy lewe hier, was hy 'n waardige woonplek vir U. Een wie se gordyne altyd oop was, sodat die heerlikheid en die goedheid daaruit kon skyn. Heilige Gees, U wat vandag by ons is, bring troos vandag, gee krag en wees nabyheid vir Hanlie, Janie en Lea vandag en elke dag.
mag dit so wees. Amen. So, ek wil, as sy geestelike mentor, het ek die voorreg gehad om saam met hom te stap. Ons het baie keer langs die see gaan stap, en dan het ons gesels, en ek wil ook sê, ek dink wat my anders gemaak het as julle ander, is dat ek ook in dieselfde tyd as hy kanker gehad het. So ons het daai journey gehad, wat ek dink, ons wederhelftes weet iets daarvan, maar ek dink as jy dit self weet, dan is dit anders. So, ek wil met julle praat oor Henty se mooi veldblom lewe. Hy was eintlik 'n woestynmens, maar ook 'n blomme mens. En ek wil vir julle lees wat Dawid geskryf het in Psalm 103, vers 15. Hy sê, die lewensduur van 'n mens is soos 'n veldblom, wat oopgaan, en as die woestynwind daaroor waai, is dit weg. Ek gaan dit weer vir julle lees. Die lewensduur van 'n mens is soos 'n veldblom, wat oopgaan, en as die woestynwind daaroor waai, is dit weg. So in hierdie eenvoudige vers van Dawid is die waarhede opgesluit van ons lewe, dat die lewe broos is. Soos 'n blom, as jy ontdruk is hy weg. Dis 'n risiko, maar dis kosbaar. Die tweede ding is, die lewe is mooi. Dis iets wat 'n ongelooflike geskenk is wat ons gekry het. En dan, die derde ding waarvoor ek kom is, vir Henty was die lewe mooi gewees. En ek wil eintlik oor die laaste een vandag met julle praat. En die vraag vir julle vra, want as mens so by iemand se herinneringsdiens is, dan verplaas het jou na die dag wanneer die mense by jou nou gaan wees. En daai dag gaan kom. Dis een ding wat ons nie gaan vryspring nie. En ek wil vandag vir jou vra, hier waar jy is, dis wat ek dink Henty se lewe vir my vra, maar is die lewe vir jou ook mooi? Ek vertel net vir Simon van die boekie The Mole, the Boy, the Horse and the Fox. En nou vra die, is alles nog op reis. Sê die boekie het jy gaan koop om jy lees om 'n halfuur. Nou vra die mole vir die seentjie, is your cup half full or half empty? En dan sê hy, I'm just grateful to have a cup. Dis is Henty was. Die lewe was vir hom mooi gewees. Alles om hom was vir hom mooi gewees. Baie mense kom uit die woestyn en dan is alles vir hulle lelik. Die is nie branders nie. Die woestyn het nie genoeg lewe nie. Die berge is te bar. Vir Henty het alles net omhels. Maar jy sien, ek dink Henty het iets verstaan van wat mense sê, dit gaan nie in die lewe oor die aantal asemtee wat ons inasem en uitasem nie. Dit gaan eintlik oor daardie kere wat die lewe ons asem wegslaan. Dis ook die wat jy onthou, dis die wat jy vir ander mense vertel, van hoekom die lewe vir jou wonderlik is. Hoekom 'n vriend of 'n vriendin vir jou wonderlik is. Hoekom jou kinders vir jou wonderlik is. Omdat hulle jou asem wegslaan. Die wonder van kanker is die volgende. Is dat dit bring die broosheid vir mens en die tydelikheid wat jy in leef, maak dat jy alles duideliker sien en beleef. Die skepper, die skepping, die mense, die liefde, alles tot in die fynste detail. Dis iets wat gewone mense ook kan beleef, maar ons doen dit nie. Want daar is nog baie môres. Dan vra die klein seentjie vir sy oupa, hoe moet ek bid, oupa? Dan sê oupa, jy moet so bid, die gebed wat jy sal bid op jou laaste dag van jou lewe. Dan sê oupa, maar ons dan nie die laaste dag van my lewe, en sê, hoe weet jy dit? En wanneer jy kanker het, is dit dalk die laaste dag van jou lewe, of die laaste jaar van jou lewe. En dit maak dat elke ete eintlik amper soos die laaste avondmaal vir jou is. Want jy weet nie hoeveel daar nog is nie. Jy weet nie hoeveel keer jy nog curry en rys gaan eet, en gaan whisky drink nie, en braaivleis eet nie, want is getel. Jy tel dit nie, want jy kan nie eens dink hoeveel daar gaan wees nie, maar vir jou is dit getel. En elke aanraking van mense, soos die Maria of die vrou wat Jesus se voete kom salf het. Jesus het geweet,
Nooit weer gaan 'n vrou terwyl hy lewe sy voete salf nie. En dan weet jy die aanraking van jou kind, die soen van jou vrou, is dalk die laaste. Of die laaste keer jy jou ma gesien het, of jou pa gesien het. Alles is net soveel duideliker. En ek het by Henty gekom deur die tyd, en ek altyd vir hom psalms gelees. En die laaste keer wat ek besef het, ek dink, nou is dit die laaste keer dat ek vir hom gaan bid. Toe sê hy vir hom, Henty, ek wil net vir jou sê wat vir jou wag, want Pieter het ook vir Henty gesê, mens moet uitsien na wat kom. Henty het tot op die einde geglo, dat hy kan genees word, en is waar. Sal hy met Nabil Qureshi en ons almal, sal dit, want is moontlik by God. Maar is ook moontlik dat jou tyd klaar is, dat jou werk gedoen is. En ek het vir Henty gesê, ek dink jy moet hoor, jy het goed gedaan. Jy het goed gedoen, hoe min was jy aangestel, maar hoeveel het jy goed gedoen. En toe sê ek vir hom, jy moet weet wat wag nou vir jou, is die Pantokrator. Want dis die eerste gesig wat Johannes gesien het toe hy weggeruk is. En ek glo uit die woord van God, want ook as jy na die ander gesigte in die Bybel kyk, die van Daniel, en ook die van Esegiel, dan is dit God op die troon, en op die eind, die seun van die mens, wat vir hom wag. En Jesus het self gesê, ek is die heerser oor die heelal. Die eerste wat uit die dood het opgestaan het. Die een wat die sleutels vas is. Sê die Alfa en die Omega, die begin en die einde, dis wie ek is. En dis wat vir jou daar wag. En Henty het gekyk na my, so, Annie, jy was by gewees. En dis asof hy dwars deur my gekyk het. Want selfs hierdie beelde wat 'n mens kry, is net vir jou so reëel. Vir ons is dit op 'n doek. Vir hom is dit die volgende tree. En dit is hoe dit was. Ek het nie hiervan geweet, obviously, of laat ek eers sê, ek het nie van geweet voor die tyd, dat daar die moontlikheid is in jou lewe, dat jy so bewus kan wees van jou broosheid, dat jy goed so kan beleef nie. Maar ek het daarvan gehoor, eendag het ek 'n video gekyk oor 'n vrou. Haar naam is Mary Neal. Sy is 'n dokter gewees. En in 1999 het sy met 'n kanoe gery, het sy by 'n groot waterval afgery. En toe sy onderkom, toe word sy vir 15 minute vasgedruk op die grond, onder die water. Sy is vir 15 minute daar. En gewoonlik 'n mens kan net 5 minute gaan en dan sonder suurstof. Maar terwyl sy daar was, het lewende wesens daar kom haal. Sy's nie 'n baie gelowige mens gewees nie. En sy het haar weggevat. En die interessante ding, dat paar goed met haar gebeur. Hulle noem die goed near-death experiences. Sy sê, sy het geen pyn of vrees beleef nie. En die ander ding wat sy beleef het, sy het geweldig baie blomme gesien, en sy daai blomme was soos 1000 keer meer helder as soos jy dit altyd sien. Dis soos wanneer jy, en julle ken mos nou na Makoland, jy kan nie glo, dat daar so baie blomme kan wees in daai plekkie. En is helder. Sy sê, dit is soos dit was. En die ander ding wat sy sê, sy beleef het, is die hele ewigheid was in elke sekonde, en in elke sekonde was die hele ewigheid. Sy sê, tyd het vir haar gaan stilstaan. Stilstaan, dat sy kon die goed sien, soos haar oë maak wyd oop. En toe sien sy, daar is 'n dome. En sy sê, in die dome is daar wesens, met sulke wit klere aan. En sy sê, en sy neem aan dat dit die hemel was. En sy sê wel daarin, sy sê, Vader, is nog nie jou tyd om in te gaan nie. Maar wat sy sê, uit die dome uit, het daar liefde gekom, wat sy in haar lewe nog nooit gesien het. Of weer ervaar het nie. 'n liefde van totale aanvaarding. 'n liefde wat jou omvou. 'n liefde wat jou vashou. 'n liefde wat jou oplig. 'n liefde wat jou hart warm maak. En sy wil daarin, en toe sê hulle, nee, dis nie jou tyd nie. Dis helemaal hulle wil vir haar iets sê. Jou seun wat toe 11 was, gaan hom nie 10 jaar lewe. Dan sal hy sterf. En sy sê, sy het dit nooit vir hom gesê nie. Maar sy het toe teruggegaan in haar liggaam in, sy was 6 maande in hospitaal, ribbes gebreek, en sy het geleef, en toe sy begin vertel hiervan. En sy het nooit vir haar seun gesê daarvan nie. Maar sy sê, sy het hom lief gehad, asof hy net 10 jaar gaan leef. Sy het die voorreg daarvan gehad. En toe, op sy 21ste verjaardag, toe sê sy vir hom van hierdie ding. En 3 dae daarna toe sy
in 'n ongeluk dood. Nou vra hulle vir haar, hoe voel jy daaroor? Sy sê sy is ongelooflik hartseer dat sy lewe op 21 jaar verby is. Maar sy sê die groot troos vir haar is dat sy weet dat hy op 'n plek is waar hy hierdie liefde beleef wat hy nie eers gaan ken nie. Wat sy nie eers in al haar moederliefde vir hom kon gegee het in 11 jaar. En sy sê dit gee vir haar vrede. Nou, iets daarvan, dink ek kan ons almal hê, as ons dit kan regkry om in te fokus op wat God werklik vir ons wil doen en wie hy vir ons is. En Henty het aan die stap baie keer vir my gesê, almal wag vir die wonderwerk van genesing wat met hom in plaasvind. Want dit is die wonderwerk as hy gaan genees word. Soos wat ek en Willie, wat vandag hier is, waar is Willie Viljoen, wat presies die deur is, en ons het daai wonderwerk beleef. En elke dag voel dit vir my, ek loop op water. Dit is asof ek nie sou gewees het nie. Maar hy sê, die wonderwerk het klaar vir hom plaasgevind. Die wonderwerk gaan nie net daaroor dat jy genees gaan word van kanker nie. Die wonderwerk, sê hy, is dat jy genees is van sonde, sê hy. Wat jou oë toemaak, vir juist hierdie blomme wat jy kan sien en weet wie dit gemaak. En juist liefde kan sien en weet jy kan dit kry, jy kan dit gee en jy kan dit terugkry. En hy sê, dis die wonderwerk wat hy elke dag leef. En ek onthou toe ons begin het ek en Annie daar gesit en gesê, ons weet nie wat met Henty gaan gebeur nie, as hy net kan leef tot jy klaar is met skool. Nou is jy omtrent klaar met jou eerste jaar. So en hy sê, dis genade, en onthou wat ek net nou gesê, die lewe gaan nie oor die 1000 asemteer wat jy het, tot jy nou 95 is, en bid dat iemand jou moet kom haal, en dink die Here jou vergeet nie. Dit gaan oor daai asemteer, al is dit 4 of 5 in die lewe, wat 'n verskil maak, wat jy God se asem in jou beleef, en sy mooiheid sien. Dis waar dit gaan. En die ewigheid in elke bord kos sien, in elke deeltjie van die sonskyn, in die natuur en in mense sien. Dit is lewe. Baie mense is dood. Hulle leef dalk 80, 90, 100 jaar, maar is dood. En hy sê vir hierdie 2 jaar wat hy, 'n bietjie langer wat hy gehad het dit vol net duideliker geword. En julle sal sien in die Hildeblyke, dat eintlik het Henty nog voor die kanker al goed so gesien. Hy het dit net nou meer gesien. Want jy sien die mooi wat ons eendag gaan onthou, sê Langehoven, is die liefde wat ek gegee het en die liefde wat ek gekry het. En ons het soveel baie verskonings, so kom ons dit nie doen nie. Dis verklaring, daar is nie verskonings nie. En daarom dink ek, as ons vandag hier by Henty is, dan wil die Gees, ek wil vir jou vra, is die lewe nog vir jou mooi? En die antwoord op, moet jy kanker kry om daar uit te kom, asseblief nie. Maar wat jy wel moet kry, is 'n greep op die ewige lewe, en dit sal die Heilige Gees vir jou gee, as jy hom vra. Gee my die geloofsoë, laat hy Paulus praat van die oë van die hart, die cardios of thalamos, dat dit oop gaan, dat jy in alles wat jy doen, God se liefde sien, en elke dag is dit nie, die môre is nie elke oggend. En dat jy in elke broodjie wat jy eet, God se liefde sien, al is dit hoe min of hoe baie, maar dat jy net soos 'n dier in die lewe gaan nie. Want dis dan wat die lewe hemel op aarde vir jou word. En dis eintlik wat Jesus gesê het, ek het kom doen. Ek het gekom, sê hy, Matteus 4 vers 17, om die koninkryk van die hemel, die tuin van Eden, weer vir julle te kom gee. En dit het Henty beleef. So Koos Du Plessis, hy het gesê, eenvoud, dis die vreugde van die lewe, dis geen neem net wat daar is, dis dankbaar eet van elke skewe snytjie brood, wat liefde is. Mag het vir jou ook beskore wees hier. Amen. Ons gaan nou 'n bietjie na Hildeblyke kyk, wat mense oor die hele wêreld gestuur het,
Hanlie het gesê, almal moet asseblief nie na toe kom nie, ons sal dit uitsaai vir hulle, maar hulle wou gesê het wat Henty vir hulle beteken, en hierdie is so mooi, en dit is nie 'n huldeblyk en 'n eerbetoon en 'n afgoding van Henty nie. Agter hierdie huldeblyke sal jy sien, staan daar 3 persone, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ek hoop julle geniet dit. Sien vir julle 'n foto hier van die Namibië son wat ondergaan, soos my ouma Henty se son ondergegaan het. Hy was ook 'n stil man, soos hierdie land, stil, maar mooi. Goeie mens, baie geduld gehad, nie gehou van stry nie. Die Joubert-se stryry het hom altyd baie ongemaklik gemaak. Goeie hart wat aan ander mense altyd omgegee het. Soos die keer toe hy Hanlie sal onthou, die bord geskep het, die plastiekbord, wat eintlik die bord onder die bord moet wees, van die gas het in die bord geskep, en toe dink hy sal hierdie man in die dat nie skande steekie toeskep hy ook maar aan die selfe bord. Dis die tipe mens wat hy was. Natuurlik gehou van sy middagslaap, al is die gaste daar, het hy verdwyn, en dan later kom hy weer terug. En dan natuurlik 'n 4 doodslaan, die kon hy doen. So Henty, ja, nou is jou 4 klaar doodgeslaan. Jy kan nou rus. Vriend, swaar, kampmaat, jagmaat, visvangmaat, vakansiemaat en vele meer. Dit was wat Henty vir my was van ek hom leer ken het. Henty het van die begin af ingeskakel by ons Jouberts en deel van ons familie geword en saam gedeel in die lief en leed, goed en sleg. En ons klomp het mekaar altyd ondersteun waar nodig. Henty was altyd beskikbaar om 'n oor te leen en raad op sy kalm en rustige manier te kon gee. Iets wat ons klomp Joubert nie altyd nie so goed is nie. Ons het soveel planne gehad, as ons almal saam eendag teen die kus hier so aftree, en soos die Bybel sê in Spreuke, many is the plans in the mind of the man, but it is the purpose of the Lord that will stand. Ons gaan jou mis, Henty. Maar weet, jy het die reguit pad gestap, jou lewe lank, en jy staan op die regte plek. Totsiens, Henty. Hoe sal ek vir Henty onthou? As die skoonseun wat my as 'n eie ma aanvaar het en so behandel het, wat altyd vir my steak gebraai het as ek daar kom, as 'n verwelkoming. Hanlie se man, wat elke jaar op die regte tyd saadjies versaai het, sodat wanneer sy Augustus maand verjaar, dan moet daar baie blomme wees. Janie en Lia, sy 2 pragtige dogters. Hy was baie trots op hulle. Hy was altyd die eerste een wat vir my berigte en foto's gestuur het van wanneer hulle presteer het of wanneer daar iets in hulle lewe gebeur het. Dis Henty, dis die mens wat ek sal onthou en ek sal hom baie mis. Henty was nie vir ons deel van die skoonfamilie nie. Julle pa was vir ons soos 'n broer gewees en hy het ook ons aangeneem as sy eie bloedfamilie van die begin af. En hy het sommer so ook gesê. So hy was nader as net familie, hy was bloed gewees vir ons. En julle pa was 'n standvastige man gewees met baie sterk normes en waardes. En sy kalmte was vir ons bewonderenswaardig gewees. Ongeag van waar hy was of wat die omstandighede was, het hy altyd kalm opgetree. As mens dink aan watter tipe mens Henty was, is daar so baie wat ons kan sê, maar ek dink hy was altyd 'n baie opregte mens gewees. Hy was 'n man met hoë integriteit, eerlikheid en dan natuurlik 'n groot geloofsman en hy het altyd sy geloof uitgeleef, veral die laaste tyd in Dubai, waar hy so baie getuienisse ook gegee het. En dan natuurlik die laaste 2 jaar het hy vir ons almal gewys wat dit beteken om regtig vasberade te wees en om deursettingsvermoë te hê te midde van groot uitdagings. Die dinge wat ek van Henty sal mis is
as ek nou net so dink, is hy het so 'n lekker jeesrige laggie gehad as hy lekker gelag het. Ek sal Henty se laggie mis en ek sal die gemaklike kuier saam met hom op 'n Desember of rondom Kersfees sal ek baie mis. Die dinge wat ek sal mis is net die samesyn met Henty. Maak nie saak of dit nou visvang of golf speel of net 'n lekker ete saam is nie. Dit was altyd lekker om sy teenwoordigheid te wees. Hy het jou altyd laat tuis voel en welkom laat voel. Ja, ek dink dit was altyd baie spesiaal dat ek saam met hom Henty 'n verjaardag kon vier en ek dink dis iets wat ek baie gaan mis en ook ek kom daar altyd toe ons klein was, hoe ons by die lagoon in die oggende moes vroeg opgestaan het om met Henty te gaan draf het. Henty was altyd my ou boet vir wie ek opgekyk het. Henty was 'n omgee mens. Ons Here Jesus Christus en sy familie was alles. Hy sou alles vir sy familie en vriende doen. Dis wie Henty was, my broer, my mentor en my ou boet. Wat ek van Henty sal mis is ons gesprekke oor rugby, vir al die Springbokke, ons visvangtrippies Henty's baai toe, as ook ons diep gesprekke oor geloof en Christendom. Henty se opregtheid, eerlikheid is iets wat ek van Henty sal mis. Henty se passie en rotsvaste geloof is iets waaruit ons almal kan leer. Henty, jy los 'n enorme ruimte wat nie gevul kan word nie. Ons weet jy is nou sonder pyn en lyding aan die voete van Jesus, ons verlosser, ons saligmaker en ons koning. Had the great pleasure of knowing Henty. Known Henty for about 15 years, and he was a fantastic person, a great individual, and someone that we're dearly going to miss. And his work ethic was second to none. He was a fantastic individual. He loved to deliver. He loved to support people. He loved to train people. He was a fantastic coach. He was a mentor to so many people. And yeah, I just want to say that it was a pleasure to actually know Henty. He was an incredible individual. His strength, his focus, his desire to do what he needed to do. And I'm just so sorry and so sad that he's gone, and I won't be able to talk with him anymore. I won't be able to run workshops with him anymore. I won't be able to have those good times that we had, and I won't be able to talk to him on a daily basis because he was such a pleasure to work with, such an incredible person, and so proud that I got to spend the time that I did with Henty over the years. I loved him a lot. I'm going to miss him. I'm going to miss him. Going to miss him a lot. Yeah, we're all going to miss him. I think this officially ranks as one of the hardest things I've had to do in a really, really long time. So today we say our final goodbyes to someone who I think has meant so much to all of us. But to me, my dearest brother, Henty, there are no words to describe what you mean in my life and what you mean in my family's lives. And that comes from the Samodin and Isaac's family. You have just crept into our hearts, and you remain such a legend, an icon, you know, from the way that you get excited about the hood that we'll be using for the braai, to the very first moment when you took me to my first mine that I saw just outside Johannesburg. I have the fondest memories of you, and I will treasure them always. So today, rest in peace, my dearest brother. I send you all of my love. Myself en Nelly het vir Henty leer ken as 'n egte en opregte mens, wat sy lewe gebaseer is op die kruis van Jesus, die bloed van Jesus, wat geleef het onder die sorg van die Vader
en die leiding van die Heilige Gees. Henty was ook 'n baie sterk gesinsman. Sy gesin was vir hom baie belangrik en ook die gemeenskap. Hy was 'n baie harde werker en het hoë eise aan homself gestel en het alles probeer perfek doen en so ook baie sukses behaal. Vir Hanlie wil ek dankie sê vir die support en die hulp wat hulle vir Henty gegee het. Dankie vir die manier wat jy hom Hanlie onvoorwaardelik bygestaan het. En dit is ons gebed dat julle God se vrede en die familie, God se vrede en liefde sal ervaar en dat julle berusting sal vind. En Henty, dankie vir jou vriendskap. Dankie vir die goeie herinneringe wat ons saam het, wat altyd by ons sal bly. Dankie vir dit wat jy op jou manier vir ander mense gedoen het. Sonder dat jy agterkom het jy impak gemaak op baie mense se lewens. Jou legacy sal altyd voortleef. Dankie dat jy 'n ware vriend is en was. En nou is alles verby. En ons gebed is en ons weet dat jy veilig by die Vader is en dat jy sag rus in die hande van die Vader. Dankie vir alles, Mater. Mooi loop. Ek het die voorreg gehad om vir Henty vir so plus minus 5 jaar te ken. Ons het sommer van die begin af vriende geraak, baie goeie vriende. Nou, wat staan vir my uit van hierdie ou goeie vriend van my? Hy het my voorgestel aan golf, sy liefde vir sport, sy liefde vir braai, vir die natuur, vir sy gesin veral. En ek dink die ding wat my die meeste impress het van hom en by my sal bly vir ewig, is sy geloof. Ek het nog nie 'n mansvriend gehad wat sy geloof so sterk was nie. En ook sy voorbeeld wat hy gestel het, jy weet, in sy geloof, hy sou nooit gevloek het nie, nooit van mense gepraat het sleg nie. So weet jy, ou Henty, jy het so positiewe en goeie invloed op my en ek glo op baie ander mense se lewe gehad. En ons sal jou verskriklik mis. En daai positiewe goeders sal vir altyd by ons bly. Ons sal dit nooit vergeet nie. Hallo Henty, dit is 1977. HTS Wolmaranstad en jy stap in my lewe in om 'n ewige vriendskap te smee. Jy kies my uit meer as 600 seuns om een van jou vriende te wees. Wat 'n voorreg. Dankie vir die ondersteuning agter die boeke, op die sportveld en ook die kattekwad as jong manne, waar ons vriendskap voortgaan op Katoo met ons werksloopbane. Jou pa, oom Janna en tannie Suna vat my in as jou broer en wat jy dan ook tot vandag toe vir my is. Dankie vir die 48 jaar wat jy daar was vir raad en daad. Al het ons ver vir mekaar gebly, het jy altyd 'n geleentheid gemaak, as ons naby mekaar is, om mekaar se hande te kon skud. Nie net verby ry en verskoning maak, hoekom daar die gegroet kan word nie. Dankie vir jou voorbeeld wat jy vir ons gestel het, hoe om te glo in die Here ons God. Dit is swaar om te groet met die onvermydelike dood wat vir ons almal voorlê. Maar weer eens 'n voorreg om jou te groet terwyl ons nog woorde kan spreek. Vergeet van jou sal ek nooit, van jou ewige vriend Dani. Groete in die ewige liefde van ons Here Jesus Christus. Totsiens. Vriende en familie, ek ken van Henty langer as wat ek van Marlies ken. Nee, ons was nou nie Ketty en Klip nie, maar hier's 'n groot vriendskap wat ek baie beslis gaan mis. Ek het vir Henty leer ken deur Hanlie en Marlies het al eendag baie mooi opgesom. Henty is die boot, hy hou rigting, gaan rustig aan, terwyl Hanlie die seemeeu is wat hier bo die boot vlieg en duik en lawaai maak, maar altyd die rigting van die boot volg. 'n Perfekte kombinasie, wat altyd tyd gemaak het vir enige iemand. Maak nie saak hoe lank hulle jou geken het nie. Daar was natuurlik 'n uitsondering, Sondagmiddag. Kyk, hy het daarvan gehou toe ek eendag vir hom sê, luister,
Sondag is rustyd, 2 uur is jy by jou eie huis. Henty het gelei deur die voorbeeld wat hy gestel het. Hy was nie skaam vir wat hy geglo het nie. Hy het geëvangeliseer in sy werksplek en in sy sosiale kring. En soos hulle sê, he walked the talk. Sy werk was sy stokperdjie. Hy het sy werk met absolute oorgawe gedoen. Henty, jy het my aangepraat as ek droog gemaak het. Jy het my geleer seevis vang, geleer om knope te maak en die mooi van Namibië raak te sien. Jy het my gewys dat God se hand oral in die natuur is. Elkeen wil my altyd 'n seun hê, maar jou dogters was definitief jou trots. Ek het vir jou gesê met Lea se geboorte, onthou, 'n stoetbil gooi verskalers. Soos Jan Hefstel geskryf het, stil broers, daar gaan 'n man verby. Hy groet en dis verlaas. Daar's nog maar een soos hy. Bekyk hom goed. So Janie gaan vir ons van hulle familie se kant af hulde bly maak kyk foto's. Ek en Lea het gisteraand gesit en praat en stories en herinneringe gedeel oor ons pa. En toe dink ek vir myself, hoe beskryf mens iemand wat jou menswees gevorm? Iemand wat al jou lewenslesse wat jy nou weet geleer het. En iemand wat jou beskerm het van al die lelike dinge in die wêreld en jy altyd laat veilig voel het. Iemand wat 'n geestelike fondasie en geloofsbeginsels in jou hart geplant het. My woorde is te min en die tyd is te kort. My pa was 'n wonderlike mens gewees. Nie perfek nie, glad nie, maar wonderlik nog steeds. Die mense in Dubai het net 'n klein gedeelte gesien van wie my pa was. Hulle het die man gesien wat mal genoeg was om in die middel van die somer golf te gaan speel en te gaan draf op Cardiff Beach. Die man wat lief daarvoor was om te gaan jaag in die duine en na die tyd te baai in die woestyn. Maar die man wat hulle nie geken het nie, is die man wat ure langs die viswaters gesit het, wat naweke vure doodgeslaan het en mense in sy gemeenskap gehelp het. 'n Man wat baie trots was op sy tuin, sy groen gras en al sy wilde diere. Wat 'n wonderlike man was hy nie. My pa het my baie goed geleer. Hy het my geleer om hardwerkend te wees, om jou geloof eerste te plaas en tyd te maak vir Here. Om selfstandig te wees, om meer te luister as te praat en om ander met liefde en respek te hanteer. En om te weet dat alles wat ek het, kom van die Here af. En daarom moet ek met 'n oop hart en 'n oop hand lewe. My pa was 'n ongelooflike geestelike leier vir ons gesin. Ek is so bevoorreg om 'n pa te gehad het wat so lief was vir die Here. En een van my kernherinneringe is, as ons by 'n verkeerslig in Suid-Afrika gestop het, en daar het iemand staan weer langs die pad, dan het my pa altyd geld of kos uitgehaal en vir die persoon gegee, maar nie voor hy gesê het nie. Onthou, hierdie kom nie van my af nie, dit kom van die Here af. My pa was nie bang om te praat oor sy geloof in Jesus nie. En ek bid om eendag so dapper soos hy te wees. Ek dink baie van ons assosieer ons paas met sekere woorde. Woorde soos sterk, groot, vreesloos, beskermer, leier en dapper. Ek dink dadelik aan Henty wat ek as 'n kind gehad het wat gesê het, my pa is sterker as jou pa. En my pa was definitief sterk gewees. In die 2,5 jaar wat hy kanker geveg het hy nooit gekla nie. Hy het nooit moedeloos of kwaad geraak nie. Hy het die doring in sy vlees aanvaar, want hy het geweet die Here se genade is genoeg vir hom. Hy is die rede hoekom ons gesin so positief gebly het deur hierdie tyd. Hy het ons heeltyd herinner dat die Here in beheer is en dat ons nie moet opperbid nie. Hy het aanhou glo dat God 'n plan het met hierdie siekte en dat 'n getuienis gaan kom uit hierdie hele situasie. En daar het. Papa, jy mag dalk nie hier wees vandag om daai getuienis te gee nie. Maar jou lewe en jou nalatenskap spreek van self. Ek en my pa se geaardhede is baie dieselfde. Ons albei is redelike stil mense wat baie lank in stilte kan sit en net dink. Ons wys nie baie emosies nie en ons is ook nie mal oor soene en drukke nie. Maar papa, ek sal enigiets gee om net een laaste keer papa se hand te hou vas en een van papa se lekker drukkies te kry. Al staan ek hier vandag en my hart is ongelooflik seer. En ek mis my pa vreeslik baie. Is ek steeds dankbaar.
Dankbaar wat ons gebede is geantwoord. Die Here het hom kom vrymaak van die pyn en die lyding wat hy hier op aarde beleef het die laaste paar maande. Die Here het al sy seer kom wegvat. Ek weet hy is nou pynvry en gesond in die hemel, waar hy dans en sing saam met die engele. Iemand het nou die dag vir my gesê, to die completely, a person must not only forget, but be forgotten. And he who is not forgotten is not dead. Papa sal nooit vergeet word nie. Al die hulpblyke en stories van vandag en gister is 'n voorbeeld daarvan. Romeine 14 vers 8 sê, if we live for the Lord, and if we die for the Lord. So whether we live or die, we belong to the Lord. En ons weet Papa behoort aan die Here. Baie dankie Janie. Hierdie is eintlik 'n dag wat mense ook saam met die familie die foto's kyk. En wie het hierdie vir ons bymekaar gesit, geniet dit. Dis die reuk in jou klere, dis kant middernag. Dis die manne se stories oor die dag se jag. Dis die knitter van die hout wat die vlamme lek. Dis my hart se plek. Vergeet van gister, môre is nog 'n dag. Saam sal ons huil en saam sal ons lag. Bring die bokskiet skrywer, wonderskrywer. Is dit? Want jy gaan by mekaar, waar die vlamme vriendskap seel. Manne, dis 'n voorreg om hier vanaand te wees. Onder die bosveld maar brand die harde kolle saam. Na na na. Die Bybel. Na na na. Sit down, man. Dit is 'n voorreg. Na 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 na. Na 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 na. Harde kolle brand. Onder die bosveld maar brand die harde kolle saam. Dis die groen Mopani, dis die ou lijkklip, dis al die sterre in die hemel, wat stil daar sit. Luister almal saam, na die vuur wat praat, na die vuur wat praat. Manne, dis 'n voorreg om 'n harde koel te deel. Al die bloedbroers by mekaar, waar die vlamme vriendskap seel. Manne, dis 'n voorreg. Ons weet nou hoe Henty se ooglyk het daar bo aangekom het. Baie dankie, Lula. Goed, Dani gaan die bedankings vir ons doen. Kyk hoe ver ek met hierdie kom en dan gaan ek die papier aangeneem wat naaste sit, so jy moet slang wegskryf as jy bang is. Hoeveel keer in die laaste tyd het ek die Heilige Gees wat sit hier gesê, my woord is op, ek weet regtig nie wat om te bid nie. En dan het die gebede van almal wat vir Henty gebid het my omvou uit te dra. En daarom is daar vandag soveel mense wie ek dankbaar is. Dankie aan Janie en Lea wat hulle eie lewenspappies gedra het in hierdie uitdagende 2 jaar en 4 maande, maar nog steeds vir my papa daar was. Julle is definitief die sierade in ons kroon en God se bevestiging van my en Henty se lewe saam. Ons vriende het baie wat Henty se tyd hier 'n ervaring gemaak in die laaste 5 jaar.
Pieter, Henty se broer en babaai, Nelly wat altyd daar was vir my en is vir my. André, die beste golfpartner, die langste braai uitrekker. Marie, Dion en Susan wat nooit te besig was om in te check nie. Fanny en Christine. Linda wat kom kuier met 'n pak beskuit en Herbert. En Karima en Turan en Ben. Ben vir wie Henty altyd so lekker gelag het. Ja, dis dieselfde Henty wat nooit in 30 jaar van grappie vir my wou lag nie. Sy het geleef vir alles wat Ben sê soos hy lag. Dankie aan Erik en Sanet en Jaco wat kom kuier het op kort kennisgewing en vir die leeftijd van herinneringe saam met hulle. 'n Groot dankie aan al die Joubers en Bissets in Namibia wat so lief is vir Henty. Vir Maas en Nally, Jacques en Martie wat ons as eie familie behandel het. My ma wat vir Henty my kind genoem het en hom voorgetrek het toe voor my. Julle het hom 'n familie gegee in Namibia, die plek wat so naby aan sy hart was. Ons neef John vir wie Henty verskriklik lief was en wat vir Henty sy geestelike nuuskierigheid so aangewakker het, hulle kon so lekker stry oor die Bybel. Gert wat vir Henty langer ken as ek. En dan is daar net te veel om op te noem, maar al ons vriende in Suid-Afrika wat deel is vanuit ek en Henty ons lewens daar saam begin het. Toe ons op baie jong was daar vriendskappe wat begin het, and they all stood the test of time. En in die tyd het ek weer gesien hoe kosbaar is daai lang vriendskappe wat 'n mens dra. Julle is so gewaardeerd, almal in Suid-Afrika al vir so lank. All Henty shall work friendships that have brought him so much joy in his work life. A special thank to Mike and Felix who carried Henty's work challenges for the last months and went out of his way to make it easier for Henty. He had such an admiration and appreciation for you. All the Shaw colleagues that visited Henty in hospital, and Danish, yes, Rots, you are a rock to us. A rock. Dankie aan almal wat voor Henty gekry het, saam met ons memories gemaak het van woestynbraaie, weer eens alhoewel ander net die daai memories altyd tot in die vroegste oggendure wou uittrek. Seekamp naweke, roadtrips in die UAE. Ons het so 'n geseënde tyd gehad wat vir Henty soveel vreugde gebring het. Dankie vir elke kruispad geestelike geleentheid in die woestyn. Kruisdra, kerslede teen die duin, wyse man speel op 'n kameel. Henty's geloof was vir hom so belangrik en dit was vir hom die dinge wat hom hier uitgestaan het. Almal wat vandat hy kanker gekry het, so getrou my onwelkome gesig geïgnoreer het en steeds kom kuier het en aangedra het. 'n Groot waardering aan almal wat Aaron en Hur is en ons Moses arms hoog gehou het toe ons lewe toe baie moeiliker begin raak het. Al die kruispad dames en die geloofsfamilie wat soveel liefde en gebede en hulp gegee het. Julle is 'n besondere groep mense met harte vol barmhartigheid. Paul Wickham said, the Christian life is meant to be lived as a community. En julle is vir my die kragtigste en getrouste voorbeeld van hierdie very needed community. En soos Charles Dickens in A Tale of Two Cities sê, it was the best of times, it was the worst of times. Ek dink the best of times is nou seker vir tydjie verby. En ek vermoed the worst of times gaan begin. Maar in hierdie kankerpad van Henty kan ek met verwondering getuig van die Here, Jehovah Jireh, the God that provides, sy wonderwerke en genade wat ons elke dag opvou het en wat soveel baie vir ons gelyk gemaak het. Maar die Here het ook 'n emosie mee gehad in Henty se laaste week. Ons sit eendag op die bed en Henty was toe eintlik al baie deur mekaar en het onduidelik gepraat en hy sê vir my ma, iets soos gereed om te gaan. My hart het van staan, ek spring op, ek weet ek is nog nie so heeltemal reed dat jy gereed om te gaan, so ek spring op nou, gaan sit ek so naby hom, en soos ons vrou, soos my maak, soos nie van die antwoord hou nie, ek sê, ek het nie mooi gehoor wat jy sê nie, my skat, en die sê, hierdie hemp is nou gereed om te gaan, jy het uittrek en slag aan was. Nou kyk, Henty was nie 'n man van ligtelike grappies nie, maar ek het geweet, ons vader het geweet wanneer ek 'n breeder nodig gehad het. My nederige Henty,
en dapper by sê, want hy was so dapper. Het gehou van golf, visvang, kamp, draf, werk, ja, seker die heel meeste van alles was hy mal oor werk gewees. En ek hoop al die dinge kry aan die voete van die Here. It was the best of times, it was the worst of times, but with the best person. En ek wil net aansluit wat Jorik het gesê, tot aan die einde. Het hy nog altyd my asem weggeslaan. Only baie dankie. Ons gaan nou die Onse Vader sing. Nou, as my sang aan word het moeilik is, so ek gaan nou klaar praat. Na die tyd wil ons vir die geleentheid gee om vir Henkie te groet. So wat ons gaan doen, ons gaan vir Hanlie en vir Janie en Lea kans gee om eers 'n klein kersie te kom vat. Ek kom hier uithaal, dan sit jy hom aan. Die plek in die brandsteek, en dan kan jy hom daar gaan sit voor hierso en 'n bietjie tyd neem om hom te groet. En dan sal hulle buitekant gaan staan. Ek dink dis dalk nie oor buitekant nie, net daar gaan staan. Maar ons wil nie hê dat hierdie trein moet gestop word deur daai trein. So ons het nou nie skare beheer nie. So as jy klaar is hier, dan kan jy na hulle toe gaan en vir hulle drukkie gee en jou liefde vir hulle gee, en dan kan jy stap. Of kom hier na toe, maar nie keer dat die mense dan wel uitkom. Goed. Henkie, wat ons weet, was 'n baie gelowige man gewees, hy's 'n godsman gewees. En een van die liedere wat vir hom so kosbaar was, is Onse Vader. En as ons dit sing, dan word ons vir 'n oomblik verplaas waar hy ook nou is. Dis vir ons troos net. Ons hy nie soos mense sonder hoop nie, Paulus sê. Kom sit net so in ons sing. Die seën van u liefde en Jesus u genade en die werk van die Heilige Gees vir Hanlie en vir Janie krag sal gee vir elke dag in hierdie herorganiseringsfase. Mag u goedheid die pad vir hulle gelyk maak en maak u liefde die wind in hulle seile.